Goeiedag Sportbeat, de familie Frans Williams is my naam en jy kyk episode 4 van die SWD Superliga A top 8. Dis 3 rondes wat nog beslis moet word en daarna sal ons natuurlik kyk wie is in die semifinale en die finale van 2026 van die SWD se Club Rugby. Natuurlik is dit FGW The Works saam met my SAB son Botha en niemand anders as my kollega en vriend Christo Lutando Gavini. Christo, goeiedag. Ek glo vertrou dit gaan goed met jou. Laasweek was ons by Silver Stars, daar by Rosemore en George en hulle het gewys, die vonk was verskaf. Hulle het so vraggies het hulle vir Brisbane, het hulle getroef. Daar sê lekker, baie welkom François en aan ons kykers ook. Baie dankie dat jy saam met ons kyk. Ja, ek dink jy kan onthou, ek het verlede week het ons gesels. Ons was op die veld gewees van Silver Stars en ek kan onthou, daar het ek nog vir jou gesê, kollega, ek wil met jou verskil. Die tuisvoordele tuisspan hulle gaan wil beter doen. Ek het vir jou gesê, Silver Stars gaan wil beter doen. En as jy kyk op die algemene punteleer, wel hulle het 'n plek of wat het hulle oppergeskuif en soos jy sê, hulle het Brixton van Oudtshoorn getroef. Hulle het baie beter vertoon as die vorige week toe hulle getoer het na Mosselbaai toe. So ek is baie ingenome met 'n span, plaaslike span so Silver Stars wat gewys het jy kan verbeter. Ja, inderdaad, en hulle het gewys, Stars is jou baas. Hulle so genaamde sê 'n woordjie soos hulle dit verstaan en natuurlik ken. Ook natuurlik het Mosselbaai Barbarians kom kuier op die beeskraal verlede week in Parkdene hier in George en ek was by die wedstryd gewees van die begin tot die einde was ek daar gewees en kan jy nog meer op tuisbode met Crusaders natuurlik verloor en dis nie die eerste keer nie. Kyk, in die eerste 10 minute is dit kliphard wat Crusaders rugby speel en ek weet nie waar kom die foutjies in nie en as jy weer sien aan die einde van die wedstryd en dan het die besoekende span hulle oorrompel en by Barbarians het goed gespeel, hulle het 24 punte het hulle aangeteken en ek moet sê, hulle het nou 4 in 'n ry wedstryde het hulle gewen, weg tuis maakie saakie, soos jy sê, hulle kom nie laggie, hulle soos beeslonge, hulle koekie saggie. Absoluut, daar het jy nou weer die ander kant van die muntstuk het jy gesien, jy het verwag dalk dat die tuisspan baie punte sou opstapel en soos jy reg noem, die besoekende span Barbarians, hulle het toe gekom en hulle die punte opgestapel. Dit het nou nie so goed met Crusaders gegaan op hulle tuise nie. En weer eens kan ons weer teruggaan soos ek vir jou gesê het, tuisvoordeel is so belangrik, maar dit kan gebeur dat dit nie in jou guns inswaai nie. Soos by Silver Stars het dit nou in hulle guns ingeswaai, tuisvoordeel, maar die ander kant van die muntstuk by Crusaders het dit nou nie in hulle guns ingeswaai nie. So dit kan enige kant toe kan dit swaai, soos ons altyd sê met kommentaar, soos warm mes deur botter, enige kant toe kan dit gaan. En daar het ons nou gesien die punte wat Barbarians opgestapel het teen Crusaders op hulle tuiste, soos jy genoem het, die beeskraal. Ja, interessant. En ja, dit 14 punte natuurlik aangeteken, die tuisspan, wat baie min was. Daar was baie geleenthede vir hulle, maar hulle het die wedstryd eenvoudig net weggegooi. Want Babes het gekom om die wedstryd te wen. Jy kan gesien het hulle ingesteldheid en professionaliteit was op 'n hoë vlak. Hulle het gekom, maar nietemin. En ook aan die ander kant by Grootbrak rivier by die Green Haven Stadion het Grootbrak rivier gespeel natuurlik teen Evergreens en hulle het vir Mama Ewe gewen met 29 punte teenoor 20 punte. En ek moet sê Mama Evergreens bietjie van 'n wipplank wat hulle vanjaar ry met die SWD se Superliga rugby top 8 wat nou aan die gang is en soos ek vir jou gesê het Christo Gavi, dis dit die poppe gaan dans, enige span kan getroef word in die volgende 3 wedstryde en enige span kan wen, soos jy kan sien, Silver Stars, daar's 'n voorbeeld, hulle het vir Heidelberg gewen, op tuisbodem, hulle het vir Brisbane gewen, op tuisbodem, nou hoor ek, Brisbane het hulle senior spelers nie gebruik nie, maar nog steeds, hulle het verloor, en ook Heidelberg
wat totaal heeltemal 'n swak toning het in van die jare se rugby. Kyk, die afgelope 4 jaar was Heidelberg heeltyd in die top 4 gewees en in die 5de jaar sien jy dat hulle is nêrens in die top 4 van die jaar nie en gaan moontlik ook nie uitspele kan speel nie. Absoluut, as jy kyk in terme van waar die kompetisie tans is natuurlik, soos jy sê, daar's nie veel rugby aksie wat oorbly wat ons gaan sien nie. Nou is die manne in daai gevorderde stadium, jy gaan nou aggressiewe rugby gaan jy sien. Jy gaan nou sien die manne skakel oor na 'n hoër rad toe want hulle bereik die eindkant van hierdie kompetisie. So manne gaan nou hasse uit die hoedens gaan hulle uittrek. Jy moet jou oë op die skerms hou. Jy gaan nou baie aksie gaan jy sien en soos jy genoem het nou kollega, enige span kan natuurlik wen. Dit gaan net afhang van die, soos ek gesê het verlede week, die performance. Dit hang net af van die vertoning van span tot span wat hulle gaan doen op die veld en soos ek altyd sê, elke week vir elke span mag die beste span, daar kan net een span wees op die veld wat die beste span sal wees en wat daar kan nie 2 wenners wees nie. So ek sê elke week baie sterkte vir die span wat natuurlik op die veld op gaan. Net een wenner kan daar wees en sterkte natuurlik vir die spanne wat nog op die veld gaan draf en soos ons die einde half van die reeks sal ek sê bereik. Ja, en ek sien ook Heidelberg het uiteindelik gewen teen Progress met 62 punte teenoor 24. So daar's ook ietsie van 'n opwaartse kurwe aan die kant van Heidelberg en as ek ook vandag kyk, hulle lê in die 5de posisie. So met die punte, 44 punte met Barbarians wat die voortou geneem het hierdie naweek. Hulle is nou voor, hulle het die leiersels voor Barbarians van Mosselbaai. Hulle het 44 punte en hulle lê eerste in die SVD se Superliga A top 8 ronde nommer 4. Nou hierdie naweek is dit die 8ste is 'n naweek, nee, so hulle is af. Hulle het 'n baie, so ek dink is net 'n groot brak wat speel teen Progress. Ek weet nie as daai wedstryd nog gaan afkom nie julle, maar nou ja, is net daai wedstryd wat aan die gang is. Verder is al die spanne 'n blaaskans hierdie naweek en hier om by die 15de Augustus en dan gaan die poppe weer dans natuurlik. Jy sien ook 'n groot brak lê nou in die 2de posisie, so is Barbarians en groot brak is die bierspanne, die ewekniespanne wat dan natuurlik eerste en tweede lê en dan sit Bristol in die 3de posisie met gevolg deur Evergreens in die 4de posisie. En as dit moontlik so gaan bly vir die volgende 3 wedstryde, wow, dit gaan die poppe gaan dans op maat. Ek moet vir jou sê, ja, Silver Stars wat dan in die 6de posisie lê en Crusaders lê 7de en Progress lê 8ste. Progress Rugby Voetbalklub van Rosemont Jones, hulle noem die Blou Trein, nie heeltemal 'n goeie jaar gehad in die kompetisie nie, met afrigters wat gekom het en afrigters wat gegaan het en daar was petisies wat geteken is, bestuurslede wat onder mekaar gekonkel het. So daai tipe goed kan die span negatief beïnvloed in die liga vorentoe. Ja, dit kan 'n impak kan dit hê, soos jy reg genoem het. En soos jy nou, jy het nou deur die punte leer gegaan, vir ons gesê wie is nou wie die leiding geneem. Barbarians natuurlik heel bo aan die punte leer. Nou, onthou enige span wat onder lê, wat nie in eerste posisie lê nie. Hulle wil in eerste posisie lê. Hulle wil in tweede of derde posisie lê. So soos jy sê, die vonke gaan letterlik spat. Die spanne gaan kom vir Barbarians. Ja. Die spanne gaan kom om hulle te kan ontroon van daai eerste posisie af. Daarom sê ek, nou gaan jy baie aksie beleide rugby gaan ons sien, liewe kykers. Jy moet jou oog hou op ons blaaie. Jy moet jou oog hou op Heartbeat TV se YouTube blad. Dit is waar ons die wedstryde regstreeks stroom. Veral natuurlik die regstreekse wedstryde wat ons vir jou bring. En nou hier op ons die SVD Superliga 8, Superliga A, die top 8 waar ons hierdie opdatering vir jou bring. Hou jou oog hier op, aan hier gaan ons alles vir jou sê wat jy behoort te weet. Ja, julle moet net so omskakel
ingeskakel bly. Ons gaan vandag gaan 'n bietjie water gaan drink en dankie dat julle saam kyk. Jy kan jou kommentaar kan jy natuurlik daaronder by die skerm kan jy dan dit insit. En dankie dat jy saam kyk. Dis episode 4. Dit is die SVD se Superliga A top 8, die laaste 3 wedstryde waaroor ons natuurlik baie uitsien. En dit is FGW The Works waarna jy kyk. Bly jy net so ingeskakel. Nou sê baie welkom terug hier by FGW The Works. Hierdie is episode 4 natuurlik van die SVD Superliga A, die top 8. Dit is waaroor ons gesels. Christo Gawie is my naam, as jy nou eers hier by ons ingeskakel het. Baie welkom. Ek wil vir jou vra, waar was jy dan al die tyd gewees? My kollega saam met my, Franso Williams, ons het so 'n bietjie gesels oor die SVD se rugbykragmetings. Franso gaan nou vir ons net vinnig verduidelik en vir ons net opdateer wat is die wedstryde waarna ons kan uitsien, die fixtures van hierdie week. Reg, welkom, soos my kollega dan natuurlik tereg gesê het, Christo Gawie. Dit is altyd lekker om saam met julle te gesels. Jy kan jou kommentaar kan jy lewer daar. Wat dink jy, wat gaan gebeur hier in die SVD se Superliga A top 8? Want ek sê vir jou, die poppe dans behoorlik. Enige span kan wen, enige span kan verloor. 3 wedstryde oor, dit gaan neuk. En dan is dit 'n breekie, dan sit die semifinale en die finale. Natuurlik word die finale beslis op Botanical Park van die SVD se senior veld natuurlik gehou. Nou, hierdie week is die manne af, nee, soos ek genoem het, dis 'n baie naweek, is net groot brak in progress wat ek sien op die bepalings wat koppe gaan stamp. So ons is 'n bietjie onseker oor daai wedstryd, gaan hy afkom of nie afkom nie, maar Christo gaan nou nog vir jou sê, as daai wedstryd nie afkom nie, wat kan jy verwag natuurlik. So ek sien Heidelberg gaan Mosselbaai toe kom, die 15de Augustus. So Heidelberg speel dan natuurlik teen Mosselbaai Barbarians en HBTV gaan daai wedstryd lewendig vir jou bring met die komplimente van Must Be Nice Clothing Suid-Afrika. Ek moet dit bysê natuurlik. Dankie vir die ondersteuning. En ook natuurlik speel Bristol op die plate. Hulle speel dan teen Progress en dan is daar nog 2 enkele wedstryde wat dan gespeel gaan word. Gevolg deur 'n groot Brakrivier en natuurlik Evergreens in Pakkesdorp. Oor na jou, Christo Gawie. Ja, baie dankie Frans. Ek wil net hê ons moet baie vinnig net vlugtig gesels hierdie naweek. Sien ons ook die Springbokke in aksie. Ons moet net vluggies gesels oor die All Blacks wat in Suid-Afrika is. Hulle is ook Vrydag aand is hulle in aksie, maar voor ons daar kom Saterdag aand die Springbokke teen Argentinië. Het gaan bietjie laat wees. Die wedstryd is geskeduleer om te begin of om af te skop so in die koers van so 9 uur in die aand Suid-Afrikaanse tyd. SFM is terug in die span. Sasa Feinberg, Gomezulu, een van my gunsteling spelers, kollega. Wat is jou kommentaar? Wow, interessant. Jy het nou gesê die wedstryd gaan bietjie later afskop soos gewoonlik. Nou laat dit met terugflits natuurlik na die sokker wêreldbeker wat ons 3 uur met die stokkies so gestaan het. En bevanne dopgehou. Maar nou ja, geluk ook daarby vir Banyana wat deur is aan die kwart-eindstryd. Hulle speel natuurlik ook Saterdag 10 uur teen Marokko. So tussen tong en die kies net vandag gesê. Yes. Maar om terug te kom by die tema rugby sake natuurlik die Springbokke. Ja, Sasa Feinberg is terug. Ek sien hy begin op loskakel. Ook natuurlik Eben Elisabethi wat terug is en ook Lode Jager wat terug is in die span. Ek sien ook die agtal van die Springbokke wat in Wallis gespeel het. Is 'n hele agtal wat nou begin teen Argentinië. Ook natuurlik die kaptein Siakolisi wat weer terug is in die span. So dit behoort 'n interessante wedstryd te wees. Ek sien ook die regtervleuel Etwel van der Merwe is terug saam met Apilefasi en dit gaan gewoon se kollega. Dit gaan lekker wees. Ek sien baie uit na daai wedstryd. Absoluut. Ek sien ook baie verskriklik uit na daai jong man waarvoor ek jou van gesê het, sy van Porten. Ja, Zachary Porten, dat is my vriend daai hoor. Hy gaan nou van die plaatsvervangersbank af gaan hy speel, maar
baie belangrik. Hy's 'n jong, belovende speler. Hy is hoeveel in 20 jaar oud? 22 Ja. jaar oud en hy speel hierdie professionele senior Springbok rugby. Dit is hou dop vir hom, geagte liewe kykers, 'n jong man. Ek sien verskriklik baie uit na sy vertoning Saterdag aan natuurlik wanneer hy die Springbokke ook verteenwoordig teen Argentinië. Die Australiese manspan speel ook teen die Japanse span Saterdag vroegmiddag, net so na 12 kan jy ook uitsien na daardie wedstryd, maar die groot een, die een waarna ons sopas verwys het, Argentinië teen die Springbokke die aand dan 8uur. Kom ons kom gou vandag terug na Vrydag aand toe wanneer die All Blacks speel teen span van die Stormers. Dis nou nie die regte span van die Stormers nie. Ons weet die Stormers is op die veld Sondag in Currie-Beeker. Ek noem hulle as 'n behalwe verswakte spannetjie waar teen die All Blacks dis net om hulle tande te slyp. Jy kan moontlik net die woord gebruik het, hoe kan ek nou sê, die 15-tal? 15-tal die Stormtal, kyk, die Weselike provinsie, die WP rugby, het ons altyd die streepterry, het ons altyd gesien in Currie-Beeker rugby, en die Stormers het ons gesien in Super Rugby, so hulle wil, sommer een naam wil hulle natuurlik hou, in die Weselike provinsie se kant, die waar die Kaapse rugby natuurlik is. Ja, so dit is die 15-tal kode wat dan gaan speel Vrydag aand teen die All Blacks, en dis die All Blacks, dis 'n opwarmingswedstryd wat die All Blacks dan gaan speel op Groenpunt, natuurlik Vrydag aand in Kaapstad, en ek sal graag daai wedstryd sal ek wil kyk, Christo, Gawie. Absoluut, en dan gepraat van die Stormers 15-tal, Sondag terug by Currie-Beeker is hulle in aksie teen die Toyota Cheetahs. Die Cheetahs het baie goed vertoon verlede week. Ek weet jy het ook Currie-Beeker gekyk, jy het die Pumas het jy ook gekyk, so verlede week was vol aksie belei. Hierdie komende Sondag natuurlik, die Stormers 15-tal teen die Toyota Cheetahs. Dan ook Saterdag is daar heelwat Currie-Beeker kragmetings waarna ons kan uitsien. Ek weet die Lions is in aksie teen die Griquas. Gepraat van die Griquas, hulle speel net so belovende rugby. Ja, hulle is nou in die tweede posisie. Hulle speel goeie rugby, ook natuurlik die verdedigende kampioene van die Currie-Beeker laas jaar, en het gesien daar's ook 'n paar groot ouens gekontrakteer by groot unies wat die Currie-Beeker gewen het verlede jaar saam met die Suzuki Griquas, ja, die Leeu's wat natuurlik die voortou het daar by die Currie-Beeker se puntestand. Hulle lei, hulle tande is baie skerp, en ook natuurlik die blou bulle wat ook nie goeie Currie-Beeker veldtog benut tans nie. Hulle het al 3 wedstryde het hulle al verloor. Moet ek vir jou sê, kollega, en hierdie naweek speel hulle natuurlik teen die Pumas daar op Loftus Versveld in Pretoria in Jacaranda stad. So dit gaan baie lekker gaan dit wees, en ook later om by 5:00 se Saterdag aand gaan die Hollywood Bed Sharks gaan dan speel teen die Sanlam Boland Cavaliers. So daai wedstryde behoort lekker te wees vir die naweek. So die jou naweek is vol rugby. Vol rugby. Onthou, die Bulls en die Eiling Pumas, hulle is in aksie, afskop net so na 3:00 Saterdag middag, 1:00 in die middag is dit die Fidelity ADT Lions teen die, soos Frans nou genoem het, die Suzuki Griquas, en dan die laaste kragmeting 4:15 die agtermiddag, die Hollywood Bets Sharks teenoor die Sanlam Boland Cavaliers. Dit gaan baie lekker wees. 'n Naweek vol rugby gepak. Ja, wat is jou span wat jy die naweek gaan voor iets in neersit? Of wie dink jy van die Griquas en die Leeu's gaan mekaar die stryd? Dan sê kyk is 1 en 2 wat mekaar gaan mekaar wys. Kyk, soos ek nou genoem het, die Griquas is 'n span wat jy nie kan onderskat nie. Moet hulle geensins onderskat nie, ook nie die Lions nie, maar ek dink die Lions gaan beter wil vertoon, hulle gaan beter wil doen. Ek is veral as my oog op daai wedstryd tussen die Pumas en die Bulls, ek gaan vir die Pumas gaan ek skree, want ons as ondersteuners van Must Be Nice Clothing, so die Pumas, ek hou van hulle uitrusting, so ek gaan skree vir hulle. Dan die groot een waarna ek uitsien is Sondag,
die Stormers. 15-tal. Ek staan bankvas agter die Stormers. Ja, interessant. Ja, die Stormers en die Cheetahs. Die Cheetahs is ook nie natuurlik 'n maklike span nie. Net vandag daar die Leeu se wedstryd teen die Griekwas. Jy geweet wie jy gesien of gehoor wie's terug in Suid-Afrikaanse rugby? Sê vir my? Ja, teen Yankees. Ja, die Yankees, hy is terug. Ek lieg collega ons op kamera. So ek kan nie alleen vertel nie. Ja, so ja, die Yankees is terug. So jy sal hom binnekort sal jy hom sien daar op die veld verskyn. Die binnekort sal jy vir ja die Yankees sien. Ja, hy is terug. Collega, ek is baie bly dat regverdigheid en het geskied en oordeel is natuurlik daar. So ek is baie bly vir ja die Yankees. Absoluut. Hy is terug. So ja, die naweek, ja, ek sal ook daar ietsie voortgee daar vir die Eling Pumas. Dankie, must be nice clothing. Die Sharks en die Boland Cavaliers, die Sharks is ook 'n gevaarlike span om dop te hou. Ook natuurlik die Boland Cavaliers. Kyk, daar's 'n jong man van Pakkesdorp wat nou in die Universiteitsbeker gespeel het, Matthew Fortuin. Hy speel natuurlik vir die Hollywood Bed Sharks hierdie naweek. Gaan vir hom op sy derde wedstryd wees, of sy tweede wedstryd liewer wees vir die Hollywood Bed Sharks. So baie sterkte Matthew Fortuin, 'n seun hier van ons geweste in die Suidwestelike distrik hier van Pakkesdorp se wêreld. Ja, dit gaan ook 'n groot een wees, die Sharks se span wat jy nie kan onderskat nie, maar die Cavaliers, Boland Cavaliers, Sanlam Boland Cavaliers, hulle is ook 'n span wat sal wil wys, luister, ons is nie 'n span waar op enige iemand sommer net kan kom trap nie. Hulle gaan ook wil uithaal en wys om sodoende as die oorwinnaars van daardie kragmeting te kan uitstap. So dit gaan 'n groot een wees. Ja, en dit is natuurlik al waarvoor ons natuurlik tyd het vandag. En nie vergeet nie, sit jou kommentaar daar, subscribe daar op YouTube, Heartbeat TV, en jy kan vir ons, kan jy sien en volg, en jy bly sommer so updated, as ek daai Engelse hoogte. Ja, daai Engelse woorde kan gebruik. Ja, soos my kollega gesê het, jy bly sommer so op hoogte van die Suidwestelike distrik se nuus en ook Karibieke rugby nuus. Sien jy, so dankie dat julle saam kyk en liewer jou kommentaar daar. Christo, laaste woorde van jou kant af, kollega? Ja, jy kan ons kry op volg ons op sosiale media. By Facebook is ek by Christo Gawie Official, of jy kan vir François kry by François Williams. En volg ons op Facebook of sosiale media, maak met ons kontak, skryf vir ons waar julle wil hê ons moet verbeterings doen en dies meer, of wat ons julle wil hê ons moet hanteer, en dan doen ons dit. Ek wil ook baie dankie sê vir ons produksiespan, Sean natuurlik met sy assistent ook natuurlik. Ons wil baie dankie vir hulle sê natuurlik, SAB graphics en dies meer, soos ek sê, Sean en sy span wat agter die skerms werk en alles mooi professioneel hanteer sodat jy ons in volle HD op jou skerms kan sien. Baie dankie. Op daai noot sê ons vir jou totsiens. Jy moet natuurlik die rugby geniet hierdie naweek. Tot volgende week. Ons is volgende week natuurlik regstreeks by Mosselbaai Barbarians waar ons die wedstryd gaan uitsaai, en ook episode 5 natuurlik aan jou gaan ons dit vir jou bring. Tot volgende week. Mooi bly. Totsiens.